In Markus 9 vers 24 lees ons een van die opregste en eerlikste geloofsverklaringe in die hele Bybel. In 'n baie kort gesprek oor Jesus se bereidheid om 'n pa met sy kind te help en daarmee saam ook Jesus se versekering dat hy heeltemal in staat en by magte is om die wonderwerk op hande te kan doen, kom die onderwerp van geloof ter sprake. 'n Desperate pa bring sy kind na die geneeser met die reputasie, Jesus van Nasaret. Hulle seun word al van kleins af erg deur 'n bose gees getraumatiseer en gemanipuleer, so erg dat dit al verskeie kere amper die kind se lewe gekos het. Dalk het die pa ook gehoor dat Jesus se disippels tydens hulle bediening in die kleiner naburige dorpies van Galilea, volgens Markus 6 vers 13 se getuienis, self baie demone uitgedryf het en baie siekes met olyfolie gesalf en gesond gemaak het. Maar hierdie keer kon die disippels nie daarin slaag nie. Nou wend die pa hom direk tot Jesus. Hy sê in vers 17, Meester, ek het my seun na u gebring. Hy het 'n gees in hom wat hom stom maak, wat hom gryp en hom dan op die grond neergooi en laat stuiptrekkings kry. Nadat Jesus nog meer inligting van die pa gekry het, vra die pa, as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons asseblief tog. Jesus verseker die man dat hy wel kan, maar geloof kom ter sprake. Dit is amper asof Jesus vir die pa sê, ek kan dit doen, maar hoe staan dit met jou hart vandag? Vertrou jy my? Glo jy my? Julle, my hart wil breek as ek verder lees. Markus skryf, onmiddellik roep die vader van die kind uit, ek glo, kom my ongeloof te hulp. En soos dit ook in die boodskap vertaal is, het die pa gesê, Here, ek vertrou, en as ek hier en daar nie vertrou soos ek moet nie, help my asseblief daarmee ook. Hierdie is sekerlik die eerlikste en mees opregte geloofsbelydenis in die hele Bybel. Kom ons leer dit weer vandag by hierdie pa hier in Markus 9. Dit is altyd die heel beste om maar eerlik en opreg voor God te wees. Hy weet tog alles en hy kan verby my masker sien tot diep binne in my hart. By hom hoef ek gelukkig nooit voor te gee nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u my sien en ken net soos ek is. Wanneer ons alleen is, sien u ook my hart. U ken my hart. Dankie dat ek ook soos hierdie pa kan sê, ek vertrou. En as ek hier en daar nie vertrou soos ek moet nie, help my asseblief daarmee ook. Dankie dat u ons liefhet net soos ons is, onvoorwaardelik, ewig, en dat u deur u gees ons help, dat u ons hand styf vashou op hierdie geloofspad. Dankie dat u ons nooit los nie. Ek prys u naam daarvoor. Amen.